Goeiedag luisteraars. Ek deel graag met julle oor hoe om jou poorte skoon te kry. As jy voorheen bewus kon wees van die bose, kan jy nou 'n bewustheid van God se riem geniet, deur dit in geloof te doen. Jou siel moet gesuiwer raak. Jy gaan nou leer van intimiteit met God en nie meer net jou eie behoeftes nie. Papa God, baie dankie dat ons weer na U kan kom in diepe afhanklikheid. U wat altyd getrou bly, al is ons ontrou. Heilige Gees, dankie dat U by ons en in ons beweeg. Ek kom staan nou voor U, Heilige Gees, wil U my tong aanraak en salf vir hierdie boodskap, dat elke woord wat uitgaan tot vervulling sal kom, waarna toe dit gestuur is. Wil U elke persoon wat luister vandag aanraak, Here, soos net U kan, vir 'n goddelike ontmoeting met U. Show us your glory, God. Maak ons harte en oë en ore ontvanklik en verwagtend vir dit wat U vandag in elkeen van ons wil doen. Ons wil U loof en prys, my Here en my God. Dankie vir U genade. Ek bid vir herstel, vir restaurasie en suiwering van elke poort in Jesus naam. Amen. En die boodskap vandag, kry jou poorte skoon. Nou jou posisie in gees. Kom ons kyk Hebreërs 2 vers 7 sê vir ons, U het hom weinig minder as die engele gemaak, met heerlikheid en eer het U hom gekroon en hom oor die werke van U hande aangestel. Ons is God se kinders, engele is sy dienaars. Met eer en heerlikheid is die mens gekroon, soos ons na sy gelykenis gevorm is. Adam, hulle geeste mensie was groter as hulle vlees. Hulle gees was met heerlikheid gekroon. Hulle siel was met eer gekroon. En hulle het geweet wat hulle identiteit in die Here was. Nou die opdrag aan Adam was om die tuin te bewaak, maar dat hulle nie mag eet van die boom in die middel van die tuin van kennis van goed en kwaad nie. Die vyand het gegaan vir die vlees, wat die binneste dimensie was. Daarom, Eva, wat sy met haar sintuie ervaar het, sy het gekyk, sy het gesien, dit is heerlik om van te eet. Die sien, die voel en sy het gehoor. En toe sy dit inneem, het hoogmoed, vrese, skuldgevoelens en verwerping begin. En hulle het agtergekom dat hulle naak is. Die heerlikheid waarmee hulle gekroon was, in gees, het afgeval. Die eer rondom die siel het hulle verloor. Die vleesgedeelte, die gees, soek eers die koninkryk van God, want dit is binne in jou. Jou siel en sy geregtigheid in geloof wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis, sal in ere herstel word. As jy sy koninkryk binne in jou soek en sy geregtigheid. Matteus 6:33 sê dit vir ons, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Nou jou geesdimensie word gestig as jy bid in gees en in waarheid. Wanneer jy ook bid in tale, doen dit soveel as moontlik indien jy al jou taal ontvang het, want daardie fonteine van lewende water spring dan in jou op. Daardeur sal die saad wat gesaai word en die woord van God kan nat maak. Kolossense 3 vers 2 sê ook vir ons bedink die dinge wat daar bo is. Met ander woorde, in aanbidding en worship word die vlees gekruisig en begin jy in kontak kom met God uit jou gees. Die waarheid oorheers die chaos
wat in jou siel aangaan. En alles word gedoen van binne na buite, sodat ons uit ons verwysingsraamwerk uit daardie framework gehaal kan word, wat 'n menslike orde in jou geframe is. Psalm 36:10 sê vir ons, want by U is die fontein van die lewe, in U lig sien ons die lig. Ons moet sien in God se lig, nie meer in die duisternis sien nie, maar God se lig. Moenie meer bewus wees van die duisternis as wat jy is van God se lig nie. Nou gaan ek deel met julle van die verskillende, die 10 poorte. Die eerste een is die skaappoort. Dit is jy, waar jy jou herder se skapie, wat jy is jou herder se skapie, wat jy wil volg, en agter sy stem aanloop, en sy stem ken. 2 is die vispoort. Jy is diep uitgehaal, en jy begeer om 'n vis vir hom te vang. 3, die ou poort. Besef die ou dinge om jou moet net word. 4, die dalpoort. Voel of jy deur valleie loop wat nooit ophou nie. 5, die vullispoort. Besef jy, ek moet sterf aan myself. Die fonteinpoort nommer 6, daar moet jy jou kruis opneem en hom volg, sodat jy by die fontein van lewe sal uitkom en 'n fontein in jou begin opborrel. 7 is die waterpoort, dan kom jy by die waters uit. Dis waar jy koop volgens Jesus se prys, wat hy al reeds betaal het, en jy word wie jy in Christus is. Dan is ons nommer 8, die perdepoort, trek die volle wapenrusting aan en tree toe in geestelike oorlogvoering. Nou 9, die oospoort. Weet Jesus het vir jou opgedaag en hy is vir jou. Dan nommer 10, die inspeksiepoort, waar jy Jesus kan loof en jy begin jou krone dra. Eendag sal jou werke getoets word en jy sal kan sê, die lof en die eer vir elke kroon kom U toe. Nou Matteus 6 vers 6 sê vir ons in die 1953-83 vertaling, maar wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid vir jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Dan sê Hebreërs 4:12 vir ons, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. Besef dat jy deur hierdie poorte in gees kan ingaan in jou binnekamer. Jy vat die woord as swaard in jou hand en sny dit in geloof alles uit jou siel wat jy weet God nie daar wil hê nie, en dan bring jy lewe daarin. Sy krag bring jy daarin en jy sien hoe jy dit uitsny. Sien hoe hy jou volmaak met daardie woord. Sien hoe die swaard ingaan en deur jou gewrigte en murg sny. Net nou gaan ons die brood en die sap gebruik, sy liggaam en sy bloed, dan gaan jy hom weer sien, wanneer ons dit gaan eet en drink, gaan jy sien hoe verander jou DNA na Christus sin, en hoe word jou wonde genees. Neem nou weer die swaard en sny deur jou gedagtes, verklaar nou sy woord hardop. Met woord weer lê jy, dit staan in 2 Timoteus 3 vers 16, wat jy voorheen geglo het deur die skrif, wat jy nou gelees het. Ons moet glo wat God se woord sê, nie wat ek by mense geleer het nie. Waarvoor het hy jou vandag tereggewys? Wat het jy daaruit geleer? Hoe kan jy wat in jou was, gaan omruil
voor die troon van Jesus se geregtigheid. Sien altyd hoe die swaard sny aan sonde, ongeregtighede en oortredinge. Kry jou poorte skoon. Ek deel graag met jou in die Passion Translation Hebrew 4:12. The Aramaic can be translated all effective. There is a hint of the spinning sword of fire held by the angel guarding the way to the tree of life. To come eat its fruit, you must pass through the mighty sword of fire. The content implies we pass through his fire sword on our way into the Holy of Holies. When the veil was split in two, the cherubim embroidered on the veil parted, as it were, to allow every worshipper to enter into the unveiled presence of God. Dit kan jy ook gaan lees in Genesis 3 vers 24. God speaks his word, then we, in agreement, also speak his word, and it becomes a two-mouthed sword. Soul and spirit are the immaterial parts of every person that make us who we are. Joint and bone marrow are the physical aspects of our existence. All of this combined forms our humanity. God's word has the ability to uncover our hidden aspects and make them known. Die woord van God is die riglyn wat ons gebruik. Met die woord ontbloot jy die sondepatroon en gevolge. Met die woord word reggemaak wat verkeerd is. Die woord gee nuwe lewensriglyne en dinkwette. Die woord is die swaard van die Gees, wat deur gees en siel dring, so sal lig van die duisternis geskei word. 2 belangrike woorde in gebedstyd is verander my. Nou gaan ek weer met jou net bietjie weier deel oor die verskillende poorte, die skaappoort, wat die eerste poort is. Dit was die poort waardeur die offerdiere na die tempel geneem is. Levitikus 16 praat van vergifnis en vryspraak deur 'n plaasvervangende dood. Hebreërs 9 vers 22, sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. Met ander woorde, deur bloedvergieting is daar besliste vergifnis. Die offerdiere het gesterf in die plek van die mense, sodat die mense versoening met die Here kon kry. Dit is waar God se werk in 'n gelowige se lewe begin. Met ander woorde, deur 'n offer. Dit begin by ons ewige redding wat op die offerkruis bewerk is. 'n oorplasing van duisternis na lig, dood na lewe, hel na hemel. Glo jy dit volkome, dan is jy volledig versoen met God tot in ewigheid. Dit kan ons sien in Romeine 5 vers 1. Dan nommer 2, die vispoort. Dit is die poort waardeur vis vanaf die see van Galilea gebring is. Deur geloof in Jesus en vrede by God, word jy 'n visser van mense. Matteus 4 vers 18, ek sal julle vissers van mense maak. As jy met God versoen is jy 'n sendeling. Sena het hierdie poort herstel, wat beteken veragte. As jy 'n visser van mense is, kry jy nie 'n klop op die skouer nie, maar die toestand van vervolging. Dit is 'n moeilike pad om te stap. Dan die derde een, die ou poort, die magtige werk van God in ons lewens. Wat 2 Korintiërs 5 vers 7 sê Paulus vir ons, wie in Christus is 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, die nuwe het gekom. Dan 4, die dalpoort. Dit was geografies die laagste geleë poort in 'n laagtetjie. Dit is 'n lewe van nederigheid, van ootmoed, van gebrokenheid. Lewe net uit genade.
As jy geleer het om uit genade te lewe, sal jy nederig wees en niks hê om op te roem nie. Romeine 3:27. Hanun het hierdie poort herstel wat begunstigde beteken. Dan nommer 5, die vullispoort. Die poort waardeur die stad se vullis en afval uitgedra en verwyder is Matteus 3 vers 11 tot 12. Die Gees doop met vuur en maak die dorsvloer skoon en verbrand die kaf. Dit is 'n reinigingswerk waarmee die Heilige Gees besig is om vullis en puin uit ons as gelowiges se lewens uit te wys en te verwyder, 'n proses van heiligmaking. Die ou mens word hier gekruisig. Malkia, die Here is my koning. Dan 6, die Fonteinpoort. Die poort is geleë naby die bad van Siloam. Die stad se drinkwater is deur die poort vervoer. By hierdie bad het Jesus gesê, strome van lewende water sal vloei uit die binneste van die mens wat in hom glo, na die Gees verwys, die fontein van die Gees in jou lewe. Nommer 7, die waterpoort. Deur die poort was die water na die tempel gedra vir wassingsrituele by die koperwaskom, en hier verander die woord jou. Hier kom jy uit om volwasse te word in God se woord. Openbaring 22:17, en die Gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Nommer 8, die perdepoort. Die poort waardeur die soldate uitgegaan het vir oorlog. Dit kan ons ook sien in Matteus 10:34, Galasiërs 5 vers 17 en Efesiërs 6. Geestelike oorlogvoering om jouself aan God te onderwerp en te weet, die vyand sal vlug. 9, die Oospoort. Is geleë naby die Olyfberg, die mooiste poort. Die Jode het altyd geglo dat die Messias die stad deur die Oospoort sou binnekom, en toe het die Turke hom in die 16de eeu toegemessel. Sagaria 14 sê dat Jesus se voet op die Olyfberg sal staan tydens sy wederkoms, dieselfde berg van waar hy opgevaar het. Die Olyfberg en die Oospoort is die simbool van 'n verwagting, daar waar ons uitsien na Jesus se koms. Nommer 10, die inspeksiepoort. Wanneer die soldate teruggekeer het na die oorlog, het hulle deur hierdie poort ingekom en is hulle hier geïnspekteer en het hulle loon of bestrawing ontvang. Nou dit is die laaste poort. Die afwagting na jou krone en beloning met die Bema dag, Openbaring 20 vers 2. Hier sal die kind van God se naam uitgelees word, as die boek van die lewe geopen word. Dit is ons lewende hoop. In jou binnekamer behoort jy te gaan tot voor God se troon. Sien hoe God sy lig laat skyn uit die kern van jou geestemensie, wat aan jou binnekant is, deur jou siel tot in jou liggaam. Picture dit nou. Sien dan hoe maak sy liefde 'n deur binne in jou oop van hoop. Nou gaan jy sy stem begin hoor. Maak elke geraas van die wêreld om jou stil en luister na sy stem. Fokus nou net op hom. Sien hoe jy nou in aanbidding vanuit God se koninkryk in jou begin stap tot in die koninkryk van die hemel se poort. Jy beweeg van binne na buite. Raak nou bewus van God se riem. Jou siel word nou gesuiwer. Jy leer nou van intimiteit met God en nie meer net jou eie behoeftes nie. Begin nou sy liefde te ervaar, soos sy liefde nou deur jou beweeg. Gee alles wat jou seer gemaak het vir hom, soos jy dit deur jou siel ervaar.
Jou poorte van liefde word nou gesuiwer. Gaan sit nou, of dans nou, of stap nou saam met jou Here en voel hoe dit voel as Jesus na jou kyk. Vertel vir hom alles van hoe jy verlang en hoe jy smag na hom. Vertel hom hoe jy verlang om hom te reik. Vertel vir hom hoe jy verlang om hom te hoor. Vertel vir hom van hoe jy verlang om hom te sien. Hoe jy verlang om saam met hom te wandel. En sê vir hom, Here, ek wil kom regmaak waar ek afgedwaal het van u klank van u voetstappe. Here, suiwer my geloof met u bloed. Leer my om te vertrou op u woordbeloftes en leer my van u liefde. Sien en ervaar nou hoe volmaakte liefde die kettinge van vrees begin breek. Gee al jou vrese vir hom. Aanbid hom en so skrif nou deur jou vloei. Kyk in sy oë. Jy staan nou face to face met hom. Begin nou jou vergifnis jou eie maak. En kyk hoe jou siel gesuiwer raak. Hoe jou siel al meer transparant raak. Want sy heerlikheid, sy glorie verander jou. En jy word Christ-like. Openbaring 1:13-16. Vra vir hom dat jy jouself deur sy oë sal kan sien, hoe hy jou sien, heel, flawless wat jy voor hom staan. Sien hoe hy jou klee met 'n feeskleed, hoe daar vuur uit jou oë uitkom en jy nuwe visie kry. Sien hoe jou voete in koper is en die vyande kan jou nie meer in die hakskeen byt nie. Sien hoe daar uit jou mond 'n swaard kom wat lewe spreek. God se 7 geeste skyn oor jou. Jy hoor hoe hy aangaande engele opdrag gee aangaande jou. Sien nou sy groen weivelde van rus en weet jy kan terugkom hierheen. Maar hierdie heerlikheid, hierdie glorie kan jy saamneem na jou binnekamer sodat sy lig ook uit jou sal skyn. Hier sal jy gou agterkom wat nog in jou siel aangaan, want dit wat in die duisternis is, sal aan die lig kom. Hier raak jy aan die soem van lewe van oorvloed. Soos jy nou die broodjie in jou hand neem, sy liggaam en die sap, sy bloed, soos jy dit nou inneem, bid nou saam met my. Nou bid jy dat die poorte van lof nou gevestig word in jou. Here, maak die sluitbalke van my poorte sterk. Maak die deure voor my oop, sodat ek kan ingaan, en die skatte wat in die donker gebêre word, en die rykdomme wat weggesluit is, kan ontvang. Laat die Heilige Gees al die poorte van my lewe herstel. Laat die dalkpoort herstel word. Laat die fonteinpoort wat die vloei van die Heilige Gees uitbeeld herstel word. Laat die skaappoort herstel word. Laat die vispoort herstel word. Laat die ou poort wat die verlede uitbeeld herstel word. Laat die vullispoort herstel word. Laat die oospoort herstel word. Here, maak my poorte van smarag. My poorte sal altyd oop staan om seën te ontvang. In Jesus naam, amen.